Jy weet, die vrouens sit altyd so klaar en altyd sê, ek is broken, ek is dit, ek is daai vrouens. Daai vrouens wat nie kan aanbeweeg nie en jy bly vir haar sê, asseblief, luister, jy is okay, vergeet van die verlede, stap vorentoe. Daai vrouens wat net eenvoudig voel hulle vasgevang. Nou ek wil hê, jy moet nou gou hierdie storie luister. Nou daar was eendag hierdie man gewees, nê? En hy het water gedra van bo van 'n berg af terug na sy meester se huis toe. Elke liewe dag moes hy water dra. En hy het nie krywe gehad nie. Hy het hierdie lang paal gehad en aan die een kant het hy 'n kleipot gehad wat 10 liter water vat en aan die ander kant het hy 'n kleipot gehad wat 10 liter water gehad het. Maar die een kleipot het krake in gehad. Het nie lekker gewerk nie, nê? En so loop hy die ou elke liewe dag op en af en soos hy loop terug na sy meester se huis toe, elke liewe dag, dan kom hy by sy meester se huis, dan die kleipot met die krake halfte van die water in, waar die ander in die vol water in het. En so oor die jare, die een dag toe sê die kleipot, die gekraakte kleipot vir die ou wat die water dra, en hy sê vir hom, hoorie, ek voel so sleg, dat jy al hierdie moeite moet doen, om elke dag te loop en die water te gaan haal, elke liewe dag. En op die einde van die dag, dan kom jy by die huis, en ek het net die helfte van die water in my. Ek voel verskriklik sleg, want ek voel gekraak, ek voel lelik, ek voel of ek nie 'n purpose het nie, ek voel doelloos. En die ou kyk na hom, en hy sê vir hom, ja, jy's gekraak. Maar hy kyk terug. Sien jy al die mooi blomme aan jou kant van die paal? En die kleipot kyk terug, en hy sien al hierdie groot ry blomme, wat daar so is, bo van die berg af, reg af tot by sy meester se huis. En hy sê vir die ou die water dra, hy sê, ja, ek sien dit. Hy sê vir hom, ek weet jy's gekraak. En omdat ek geweet het jy's gekraak, het ek saadjies geplant langs daai pad, waar die blomme kan spruit en groei. So, elke liewe dag, terwyl jy dink jy's gekraak, is daar water wat vloei uit jou, en ander saadjies laat groei. So as jy so 'n vriendin het, stuur vir haar hierdie boodskap, en sê vir haar jy's lief vir haar, want haar stikkendheid kan dalk maak. So, haar gekraaktheid, haar seer kry, is presies die ding wat God gaan gebruik om ander mense gesond en heel te maak. En terwyl sy dink sy's gekraak en sy's useless en sy's nie dit werd nie, wil ek vandag vir jou kom sê jy is. Die Here ken jou swakheid, hy weet waar jy gekraak is, hy weet jou seer kry. En God gaan nie net deur die krake skyn en jou mooi maak nie, hy gaan jou heel maak, beter as van tevore. En in die tyd, in die proses wat jy daar is, gesels oor jou seer kry, moet dit nie wegsteek nie. Want weet jy wat, ons diensbaarheid en ons ability om te share met ander mense ons seer kry, inspireer hulle weer om op te staan en gesond te raak. So jy is miskien gekraak, maar jy is gekraak vir 'n rede, en jy gaan groei, gesond word, en beter word as ooit tevore.